Vandag, onder die preek getiteld, Jerusalem en Hemelse Moeder, laat ons die profesieë van die Bybel ondersoek wat deur Hemelse Vader gespreek is. Onder die woorde van Vader is daar 'n gedeelte wat hy persoonlik met sy eie hand geskryf het. Ek glo julle is almal vertroud daarmee. Elisa het vir Elia gevolg, Josia het Moses gevolg, Petrus het Jesus gevolg en ek, wie volg Vader dan? Ek volg Moeder. Waarom het Vader hierdie stelling in sy profesie agtergelaat? Dit is ongelooflik betekenisvol. Wanneer al die kinders van Sion Vader se voorbeeld volg en al die leringe en opdragte uitvoer wat deur Hemelse Moeder gegee is, sal nie net die evangelie vinnig na Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde versprei nie. Maar ons verlore broers en susters van regoor die wêreld sal ook die stem van Vader en Moeder hoor en terugkeer na Sion. Uiteindelik sal die groot werk van die evangelie, wat God beveel het, op hierdie aarde voltooi word. Die profesie eindig nie daar nie, of hoe? Watter ander profesie het God vir ons gegee? Julle aan my tafel kan eet en drink. Dit is die woorde wat 2000 jaar gelede gegee is. Dit is nie al nie. Die boek Openbaring getuig dat God ons 'n wêreld sal gee waar daar geen dood meer sal wees nie. Daar is geprofeteer dat God aan die kinders van Sion 'n wêreld van genade sou bemaak, waar daar geen pyn of lyding is nie, en wat vir ewig oorloop van ewige heerlikheid. Christus aansanging het 'n tweede keer na hierdie aarde gekom in die naam van Dawid. Met sy koms in hierdie tyd het hy Sion weer eens onder die naam die Kerk van God gestig en aan ons, sy kinders, 'n baie spesiale oomblik van genade verleen. Ons het pas uit Vader se eie handgeskrewe aantekeninge gelees. Elisa het vir Elia gevolg, Josia het vir Moses gevolg, Petrus het Jesus gevolg, en ek volg vir Moeder. Kom ons ondersoek vandag saam die profetiese betekenis wat in hierdie woorde vervat is. Kom ons blaai na Jesaja hoofstuk 62. Kom ons lees uit Jesaja hoofstuk 62 vers 6. Op jou stadsmure, Jerusalem, het ek wagte uitgesit. Dwars deur die dag en nag sal hulle nie 'n oomblik lank swyg nie. Julle wat die Here herinner aan sy beloftes, gun julleself geen rus nie. Gun hom ook geen rus nie, totdat hy wie vestig hy haar gevestig het. Die Engelse teks sê God die vestige Jerusalem, beteken dit nie dat God homself Jerusalem aan die hele mensdom openbaar nie. Gun hom geen rus nie, totdat hy Jerusalem openbaar. Totdat hy Jerusalem 'n loflied op aarde gemaak het. Dan, volgens die profesie in hoofstuk 62, vers 7, wie sal God sekerlik vestig? So wat 2700 jaar gelede het God die profesie in die boek Jesaja laat opteken dat hy Jerusalem sou openbaar en vestig. Volgens die profeet Jesaja se getuienis, wie is die een wat Jerusalem sal vestig? Hy getuig vir ons dat God die een is wat dit sal doen. Kom ons bevestig die identiteit van hierdie Jerusalem deur Galasiërs hoofstuk 4. Galasiërs hoofstuk 4 vers 26. Maar die Jerusalem daarbo is vry, sy is ons moeder. Dit was niemand anders nie as God die Vader wat die bestaan van Hemelse Moeder aan sy kinders bekend gemaak het en haar aan al die mense van die wêreld geopenbaar het. Net soos dit geprofeteer is, kom God die Vader in hierdie tyd na hierdie aarde om Hemelse Moeder Jerusalem aan al die mense van die wêreld te openbaar.
Kom ons bevestig nou deur Jesaja hoofstuk 60 watter profetiese gebeure as gevolg daarvan in Sion sal afspeel. Jesaja hoofstuk 60 sing van die toekomstige heerlikheid wat Jerusalem sal ontvang. Jesaja hoofstuk 60 vers 1. Staan op, laat jou lig skyn. Ja, jou lig het gekom en die heerlikheid van die Here skyn oor jou. Ja, kyk, donkerte bedek die aarde en diepe duisternis die volke. Dit sê dat diepe duisternis alle volke, elke bewoner van die wêreld sal bedek. Die profesie donkerte bedek die aarde en diepe duisternis die volke beteken dat 'n tyd sal kom wanneer daar geen lig is nie. Maar oor jou skyn die Here en oor jou word sy heerlikheid sigbaar. Vers 3. Nasies sal na jou lig trek en konings na die helder lig van jou sonsopkoms. As dit is wat die Bybel en die profete voorspel het, dan sal ons verlore broers en susters des te vinniger na Sion terugkeer na mate die glorieryke lig van Jerusalem meer en meer oor die hele wêreld versprei. Of ons nou die evangelie in die Verenigde State, Peru of Afrika verkondig het, God het altyd vir ons 'n weg oopgemaak om die lig van die waarheid van Hemelse Moeder Jerusalem te laat skyn. Waardeur mense van reg oor die wêreld, met verskillende tale en kulture, almal na Sion teruggekeer het. Dit was presies soos die Bybel geprofeteer het. Aangesien nie eers die kleinste detail van profesie kan misluk nie, moet ons almal oortuig wees dat dit sekerlik vervul sal word. Waarom het God die Vader ons gelaat met die woorde, ek volg moeder? Verder het hy die kinders van Sion daaraan herinner en gesê, ek het immers vir julle 'n voorbeeld gegee sodat julle ook kan maak soos wat ek gemaak het. Soos die glorieryke lig van Jerusalem deur 'n wêreld versprei wat in duisternis gehul is, sal ons verlore broers en susters almal terugkeer na Sion. Kom ons gaan nou na vers 3. Nasies sal na jou lig trek en konings na die helder lig van jou sonsopkoms. Vers 4. Kyk om jou rond en neem waar, hulle almal kom byeen, hulle kom na jou toe. Jou seuns van ver af kom hulle aan. Hulle sal van verre nasies kom. En jou dogters op die heup word hulle gedra. Onder watter omstandighede is geprofeteer dat hierdie dinge sou plaasvind? Hierdie dinge sal plaasvind wanneer die stralende lig van die heerlikheid van Jerusalem aan die hele wêreld verkondig word. Almal, alles moet vervul word volgens die profesie. Volgens die profesie het Vader na hierdie aarde toegekom, die kerk gestig, die pad van die evangelie vir 37 jaar geloop en die Hemelse Moeder aan ons geopenbaar. Vader het ons reeds geleer, wanneer die heerlikheid van die Hemelse Moeder deur haar kinders in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde verkondig word, sal 'n groot werk begin, waar seuns van ver afkom en dogters op die heup gedra word. Wie sit agter die groei van die kerk van God van slegs 13 kerke toe Vader op aarde was tot meer as 7800 kerke vandag? Almal was dit deur die groot vermoë van enige enkele pastoor dat soveel kerke gestig is. Glo u dat hierdie groot werk plaasgevind het as gevolg van die uitstaande leierskap van 'n spesifieke leier? Dit is alles omdat alles in die Bybel geprofeteer is. Vader en Moeder het gesê, gaan verkondig die heerlikheid van Jerusalem in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. Dan sal my verlore seuns van ver af terugkeer. En my dogter sal op die heup gedra word en sal almal na Sion terugkeer. Dit is die profetiese tonele vir hierdie eeu wat God ongeveer 2700 jaar gelede voorspel het. Aangesien die profesie vervul is net soos dit geskryf is,
Versprei die heerlike nuus van ons Vader en Moeder nou oor Asië, Afrika, Oceanië, Europa, Noord-Amerika en Suid-Amerika. In elke kontinent en in telbare nasies bekeer mense wat hierdie geseënde nuus hoor en keer onophoudelik terug na Sion. Wat is die rede vir dit alles? Dit is as gevolg van die profesie. Laat ons weer eens onthou dat alles volgens die profesie vervul sal word. Kom ons bevestig dit in vers 4. Kyk om jou rond en neem waar, hulle almal kom byeen, hulle kom na jou toe. Jou seuns van ver af kom hulle aan, en jou dogters op die heup word hulle gedra. Dan sal jy dit sien en jy sal straal, jou hart sal vinniger klop, ruim word. Want die see se oorvloed sal by jou uitgestort word, die nasie se rykdom sal na jou toe kom. Kom ons kyk na die toneel wat die seuns en dogters beskryf soos hulle kom. Kom ons kyk na vers 8. Wie is dit daardie wat soos 'n wolk aangesweef kom, soos duwe na hulle neste? Wie is hierdie wat van verre lande invlieg? Kom ons kyk na vers 11. Jou poorte sal altyd oop staan, bedags en snags sal dit nie gesluit word nie, sodat mense die rykdom van nasies na jou toe kan bring, met hulle konings wat in 'n seëgetog gelei word. Ja, die nasie en die koninkryk wat jou nie dien nie, sal ondergaan, sulke nasies sal volledig verwoes word. Die lyste van die Libanon sal na jou kom, sipresse, wilde vliere en dennebome, almal tegelyk, om my heilige plek te versier. Aan die rusplek van my voete sal ek eer gee. Na jou sal hulle neergeboe kom, die kinders van jou verdrukkers, almal wat jou verag het, sal diep neerbuig by jou voetsole. Hulle sal jou noem, stad van die Here, Sion van die Heilige van Israel. Jesaja hoofstuk 60 verduidelik God se wil aangaande Jerusalem deur baie figuurlike uitdrukkings sodat mense die profesie maklik kan verstaan. Kom ons kyk na vers 20. Jou son sal nie weer ondergaan nie, en jou maan sal nie verdof nie, want die Here sal vir jou 'n ewige lig wees, en wat sal nog gebeur? Jou routyd sal verby wees. Jou volk is almal regverdiges, vir altyd sal hulle die land besit. Hulle, die werk van my hande, die lood wat ek geplant het om my te verheerlik. Die kleinste sal. Wat sal die kleinste van julle word? 'n Stam word en die geringste. Wat sal met die geringste gebeur? 'n Magtige nasie. Ek, die Here, sal dit op die regte tyd vinnig laat gebeur. Toe Vader na hierdie aarde toe gekom het, hoekom het hy nie gesê, almal moet my volg nie? Maar in plaas daarvan het hy ons gelaat met die woorde, volg moeder, voordat hy opgevaar het. Maar die Jerusalem daarbo is vry, sy is ons moeder. Dit is geskryf in Galasiërs hoofstuk 4, vers 26. Wanneer die bestaan van moeder in die hele Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde getuig en verkondig word, wat word dan aan die hele mensdom gegee? Ewige lewe wat God beloof het, sal gegee word. Julle is almal fisiese lewe gegee deur julle fisiese moeders. Net so kan die ewige lewe nie aan ons gegee word sonder ons ewige hemelse moeder nie. Ons kerk het op die verhoog van profesie gestaan. En dit gaan voort om volgens daardie profesie te vorder tot vandag toe. Soos die oorblywende profesieë aanhou ontvou, wanneer hierdie evangelie van Jerusalem, ons hemelse moeder regdeur Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde verkondig word, sal al ons verlore broers en susters een na die ander na die waarheid terugkeer. God het vir ons so 'n profesie in die Matteus evangelie nagelaat. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaar maak. Kuikens reageer net wanneer hulle die stem van hul ma hoor. Alhoewel daar baie diere in die wêreld is, het God spesifiek vir ons hierdie gelykenis gegee deur die voorbeeld van 'n hen. 'n Hen kom bymekaar.
Ons kan al ons verlore broers en susters vind en versamel slegs wanneer die bestaan van God die Moeder geopenbaar word. Die Bybel sê eers dan sal die kinders na Sion terugkeer. Daarom het die Hemelse Vader vir 37 jaar die hoeksteen gelê en die fondament van die evangelie gevestig. Hemelse Moeder maak nou al die verlore kinders van elke uithoek van die wêreld bymekaar. Inderdaad, in vergelyking met die kerk gedurende Vader se tyd, ervaar die kerk vandag onvergelyklike groei soos mense van diverse rasse en nasies van elke uithoek van die wêreld die evangelie van die waarheid hoor en na die arms van Jerusalem. Ons Hemelse Moeder stroom. Almal dink dit alles gebeur omdat ons so vaardig is in wat ons in hierdie nasies doen. In die boek Daniël sien ons dat koning Nebukadnezar een keer dieselfde gedagte gehad het. Op sy dag was Babylon die wêreld se grootste koninkryk, vergelykbaar met die Verenigde State vandag. Hy het geglo dat hy die wêreld se magtigste nasie gebou het uitsluitlik deur sy eie vermoë, krag, wysheid en leierskap. Op daardie oomblik het God die verstand van 'n mens van koning Nebukadnezar weggeneem. Uit 'n suiwer wêreldse oogpunt is dit waar dat koning Nebukadnezar dit reg gekry het. Wie was egter die een wat al hierdie dinge moontlik gemaak het? Dit was God. Die oomblik wat daardie gedagte by hom opgekom het en hy daardie woorde uiter, is al die gesag, mag en posisie wat hy gehad het in 'n oomblik weggestroop. Hy het 7 jaar lank in die veld geleef soos 'n dier, deurdrenk deur die dou van die hemel. Hy het 7 jaar deurgebring met 'n verstand wat nie meer menslik was nie. Toe hy eers besef het dat alle dinge in die heelal geskep is en deur God beheer word en dat sy gesag 'n gawe van hom was, en toe hy uiteindelik verstaan het dat hy nie die koninkryk van Babylon gevestig het nie, maar dat dit God is wat die eeue en die geskiedenis lei, eers toe is sy gesonde verstand herstel. Sy koningskap en troon is ook herstel. Dit is opgeteken in die boek Daniël. Almal in alles wat ons doen, is dit Vader en Moeder wat die pad vir ons oopgemaak het. Ons doen nou die einste werk wat Vader en Moeder duisende jare gelede vir ons voorberei het. Dit is dus geensins 'n evangelie wat bestem is om te misluk nie. Dit sal beslis bereik word. Hoekom is dit? Wat sê die profeseë van die Bybel sal met hierdie evangelie gebeur? Dit word geprofeteer as die evangelie wat sekerlik volbring sal word. God het gesê, die evangelie sal in Samaria en tot aan die eindes van die aarde verkondig word, en dit sal bekend gemaak word aan al die volke van die wêreld. Daarom, in ooreenstemming met daardie profesie, beweeg die kinders van Sion vandag in pas met die basyngeluid van profesie. Verenig ons nie almal ons harte in die werk om die evangelie reg oor die wêreld te verkondig nie. Ons kerk staan op die verhoog van profesie, en die werk van die evangelie ontvou volgens die profesie. Ek hoor dat die lidmate in Bisan die evangelie op groot skaal in Japan verkondig en dat hulle baie kerke gestig het. Dit is werklik 'n wonderlike ding dat mense in 'n land waar talle verskillende gode aanbid word, die stem van Vader en Moeder hoor en na Sion terugkeer. Daar word gesê dat in Japan slegs 1% van die bevolking Christene is. Dit is 'n ongelooflike klein getal. Te midde van daardie werklikheid, waar ons evangelie ook al verkondig word, maak God die weg oop. Sommige mense beweer, om die evangelie in Japan te verkondig is onmoontlik. Die profesie wis die eon van onmoontlike uit, en verklaar dat al hierdie dinge inderdaad moontlik is. Alles word moontlik wanneer ons oor wie verkondig. Die Bybel leer dat wanneer ons die lig van Jerusalem skyn, sal almal terugkeer.
In ooreenstemming met daardie profesie, mag ons almal die evangelie in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde verkondig. Net soos dit in Jesaja hoofstuk 60 geprofeteer word, het die geringste 1000 geword, en die kleinste het 'n magtige nasie geword. Almal hierdie evangelie is nou aan 178 lande regoor die wêreld verkondig. Dit is omdat Vader en Moeder hierdie evangelie oral laat slaag het. God het die hemele, die aarde en alle dinge daarin geskep. Hy het die visse in die see laat bewoon en elke soort boom en plante op die berge laat floreer. Dieselfde geld vir die velde. God het ook die perfekte toestande geskep vir elke soort dier om in te woon. Hy sê, ek voed die voëls van die hemel, en ek bekleed die gras van die veld en die blomme. Moet dus nie bekommerd wees nie. As ons op die bassein van die evangelie van profesie gaan blaas, wat God bepaal het om te slaag, en die heerlikheid van Jerusalem openbaar, sal hulle almal na ons toe kom, hulle sal op die heup en op ons rug gedra word. Die kerk van God is Sion, die geprofeteerde kerk, waar hy alles sal beweeg om terug te keer. Wanneer die evangelie werk op hierdie aarde tot 'n einde kom, is daar geen verdere profesieë aangaande ons nie. Daar is. Profesie bestaan nie net op hierdie aarde nie. Die tydlyn van profesie sal selfs in die koninkryk van die hemel voortduur. Kom ons kyk saam na Openbaring hoofstuk 21 vers 1 om te sien wat hierdie profesieë is. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Want die eerste hemel en die eerste aarde het tot niet gegaan en die see bestaan nie meer nie. Dit sê dat 'n nuwe wêreld nou voor ons sal ontvou. Met ander woorde, dit is die koninkryk van die hemele. Kom ons gaan aan na vers 4. Kom ons kyk na die woorde in vers 4. Hy sal elke traan uit hulle oë afdroog. En die wat sal daar nie meer wees nie. Dood sal nie meer daar wees nie. God gee die belofte van die profesie om die dood te vernietig. Ook nie wat anders bestaan nie. Rou of 'n gehuil of pyn sal meer bestaan nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Kom ons kyk na die profetiese belofte wat volg. Vers 5. Hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het ook gesê, skryf neer dat hierdie woorde betroubaar en waar is. Hierdie woorde van profesie is nie valsheid nie. Hulle is nie fiksie nie en ook nie fantasie nie. God self het vir ons woord gegee oor die dinge wat werklik sal gebeur. En die dood sal nie meer daar wees nie, ook nie rou of 'n gehuil of pyn sal meer bestaan nie. Die ewige tye van God se seun sal voortduur. Het die hemelse Vader nie geroep en ons in die waarheid gelei nie? Woon die hemelse Moeder nie by ons in die waarheid sodat ons daardie ewige koninkryk kan beerwe nie? Op hierdie manier is ons kerk die einste kerk wat geprofeteer is. Dit is die kerk wat geprofeteer is om 'n glorieryke wêreld te ontvang waar daar nie meer dood, of rou, of geween of pyn sal wees nie, net seën, net die ewige lewe, net vreugde, net hoop en net geluk vir ewig. Kom ons blaai nou na 'n ander profesie wat in Openbaring hoofstuk 22 aan ons gegee is. Kom ons blaai na hoofstuk 22 vers 1. Toe het die engel aan my 'n rivier met die water van die lewe gewys. Dit was helder soos kristal en het gestroom uit die troon van God en die Lam. In die middel met die hoofstraat aan die een kant en die rivier aan die ander kant, staan die boom van die lewe, wat 12 keer vrugte dra, elke maand dra dit vrug. En die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal geen vloek meer wees nie. Die troon van God en die Lam sal in die stad wees, en sy diensknegte sal hom dien. Hulle sal sy aangesig sien, en sy naam is op hulle voorkoppe. Daar sal ook nie meer nag wees nie. Die behoefte aan die lig van 'n lamp en die lig van die son sal nie meer bestaan nie, omdat die Here God hulle sal verlig, en hulle wat sal hulle doen? Vir ewig en ewig as koning sal heers.
God het ons 'n tyd van heerlikheid beloof wanneer ons in staat sal wees om alles te bereik wat ons begeer. God het hierdie profesie aan die apostel Johannes geopenbaar en hom gewys wat sou kom. En hy het dit in die boek Openbaring geplaas sodat ons, wat in hierdie laaste dae lewe, dit kan ontvang en verkondig. Deur die pad van hierdie glorieryke profesie te volg, getuig ons van Nuwe Jerusalem, hemelse moeder, en verkondig ons die evangelie in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. As ons gaan, sal God alle dinge moontlik maak. Baie nasies wag vir ons. Ons hoef net op te tree volgens die basyngeluid van profesie. Dan in ons hele lewe sal ons geseënd wees wanneer ons inkom en geseënd wees wanneer ons uitgaan. Geseën die vrug van jou liggaam, die vrug van jou grond en die vrug van jou diere, die aandeel van jou beeste en die aanwas van jou kleinvee. God het beloof om ons te seën in alles wat ons doen. Dit is die kerk van God waaroor God geprofeteer het. Toe ons die stem van Vader en Moeder hoor, het ons die kerk van God binnegegaan. Na aanleiding van Vader se stem, laat ons almal na die koninkryk van die hemel reis en sorg dat niemand agterbly nie, totdat ons die vervulling van die profesie bereik. Kom ons blaai na Daniël hoofstuk 7 vers 17. Hoofstuk 7 vers 17. Hierdie groot diere, 4 in getal, 4 konings sal uit die aarde opstaan. Maar die heiliges van die Allerhoogste sal. Wat sal God se mense doen? Hulle sal die koningskap ontvang en hulle sal die koninkryk in besit neem. Hoe lank sal hulle dit besit? Vir ewig en altyd. Net een vir altyd is nie genoeg nie. Weereens vir altyd. 2 keer is steeds nie genoeg nie. Dit sê 'n derde keer en altyd. Vir ewig en altyd. Dit is nie 'n waarborg wat deur mense gegee word nie, maar 'n belofte wat deur God self gewaarborg word. Mag julle in ooreenstemming met hierdie belofte in liefde gemeenskap deel in die waarheid van Vader en Moeder en die lig van die waarheid van Jerusalem en sy heerlikheid aan baie meer mense regoor die wêreld versprei. Sodat hierdie jaar werklik 'n geseënde een sal wees. Die koninkryk wat ons sal beerwe is 'n ewige koninkryk. Dit sal nooit vernietig word nie. Dit is 'n koninkryk wat nie sal vergaan nie, 'n koninkryk wat nie sal verwelk nie. In daardie ewige wêreld sal ons by Vader en Moeder wees, vandag in die groot doer, môre in die Pleiades en oormôre in die Orion. Bid asseblief ernstig dat die hemelse feesmaal elke dag vinnig 'n werklikheid sal word. Ek vra dat julle almal vas staan in geloof en wag op Vader. Met die hoop dat u baie genade ontvang het, wil ek graag vandag se preek afsluit. Dankie.